Goeiedag en weer eens welkom by Woordspieël, waar ons saam in die woord inkyk en ons sien Jesus Christus en hoe hy werk en wat sy plan is met ons. Hy is die blauwdruk waar volgens ek moet aanpas, en wanneer ek in hom inkyk soos in 'n spieël, dan kom die Heilige Gees en hy kan my beginne transformeer in my denke en dit oorspoel na my dade en my leefstyl toe. Vandag lees ek Genesis hoofstuk 11 en die vers wat ek op wil fokus is vers 4. En die tema is, kom ons wees ongehoorsaam. Ek lees vir jou vers 4. Kom, sê hulle, laat ons vir onsself roem verwerf en 'n stad bou met 'n toring wat aan die hemel raak. Dit sal ons by mekaar hou en keer dat ons oor die hele aarde verstrooi raak. Hierdie hoofstuk is die hartseer sameloop van die prehistoriese geskiedenis van die mens, wat in Genesis 1 begin het en nou in Genesis 11 tot op hierdie punt kom, waar die mensdom wegdryf vanaf 'n plek van intimiteit met God, van verhouding met God, waar hulle saam met God geleef het en geloop het en gewandel het in die tuin, na 'n plek toe waar hulle so ver van God af is, dat hulle besluit om iets te doen wat direk in opposisie met God se wil en met God se mandaat vir die mensdom is. In plaas daarvan om te versprei en oor die aarde te heers en die aarde te bewerk en die aarde te vul, soos wat God hulle in Genesis 1 en 2 die opdrag gee om te doen, kies hierdie mense om eerder by mekaar te bly, om 'n stad te bou met 'n toring wat so hoog is, wat hulle eintlik maar sal vestig as gode oor die aarde. Nou, van hierdie punt af vorentoe in die res van Genesis gaan ons begin sien dat God sy plan van redding begin openbaar, waar ons volgende week of môre by Abraham gaan uitkom in Genesis 12 en die beloftes en die verbond wat God met Abraham sluit, maar en God dan begin om die mensdom weer terug te bring na hom toe. Dit wat eventueel natuurlik sal uitloop in Jesus Christus se geboorte en sy koms. Maar vandag is die vraag, wat doen ek en wat onderhou ek in my lewe wat teen God se mandaat is? Wat bou ek? Wat se stelsels onderhou ek en funksioneer ek in wat ongehoorsaamheid aan God handhaaf? Sondige stelsels, sondige denkpatrone, wêreldbeskouings, selfs net vleeslike stelsels van worry en gejaagdheid en bekommernis en gierigheid, aardse denke, daai tipe goeders. En dan wil ek vra, mag God kom en daardie stelsels en daardie sisteme ook in my lewe uitmekaar uitjaag, net soos wat hy hierso by die toring van Babel gedoen het, toe hy die mense uitmekaar uitgejaag het en hulle eintlik maar gedwing het om te versprei oor die aarde wat toe nou gebeur het. Wat is daar in my lewe, wat is stelsels, sisteme, wat ek moet vra dat God dit moet uitmekaar uitjaag en die proses van herstel en van heiligmaking volkome in Jesus Christus in my lewe werk, sodat ek kan leef volgens die beginsels van God se koninkryk, soos wat Jesus dit aan ons kom openbaar het, en nie die beginsels en die sisteme van hierdie wêreld nie. Kom ons bid saam. Kom Jesus en bring die torings van Babel ten gronde in my lewe. Amen. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag hê vandag en deel hierdie met iemand wat dit nodig het om te hoor en wat deel van hierdie reis saam met ons kan word. Tot 'n volgende keer.